Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Dit is weer eens 'n voorreg en 'n eer om met te kan groet in ons wonderlike Koning Jesus Christus se naam. En net vir u te sê dat jy 'n wonderlike naweek mag hê. Mag die Here vir u seën deur hierdie naweek. En mag al die liefde en die genade en die barmhartigheid van ons God en Vader met u wees. Ja, ek is opgewonde vanoggend, ek was al gisterand. Maar nou ja, weer eens, toe is die battery pap van die foon en van die kamera en toe moes ek hom eens weer herlaai het en goeie so dat ek dan vandag die boodskap kan uitbring. Ons is besig om deur Genesis te werk. En terwyl ek lees van Josef, waar hy die koringgoed aan sy broers gegee het, wat hom verkoop het as 'n slaaf aan die Egiptenare, en hoe hy homself opgewerk het by Farao en goed. En weet daar hy gesê, hulle is spioene, en as hulle dan nou nie hulle jongste broer bring, wat hulle sê hulle het nie, dan hulle hou dan een as gevang, een van sy broers as gevange, en dan tot hulle die jongste broer saambring. En nou Jakob so benoud was, omdat hy alreeds vir Josef sy ander seun verloor het, en nou vir Benjamin moet stuur. En toe Josef Benjamin gesien het, het hy bitterlik begin ween. Weet jy, en dit kom in my hart en op, hoe voel God elke dag, as hy sy kinders sien, waarvoor hy die volmaakte prys betaal het. Weet, Jesus het die volmaakte prys ons betaal op die kruis. En God sien net sy liefde uit, hoe die kinders wat hy so lief is voor, wat hy die prys voor betaal het, net hulle rug op hom keer en net nie die Here dien nie. En dan lees ek in Psalms van hoe Dawid homself verlustig in die Here. Iemand wat 'n verhouding met God het. En weer eens wat dit so belangrik is, die verhouding met die Here. Hy sê, my siel sal verlustig in die Here. Wie alles in jou verheerlik sy naam. Jou hele liggaam behoort aan God. Jou hele siel en gees behoort aan die Here. Wie hy sê, hy wat aan die Here behoort, sal nie swaar kry in die tyd as die Here kom nie, want die volmaakte prys is vir ons betaal. Maar wat van hulle wat nie die volmaakte prys voorbetaal is nie, my broers en susters? Hoe voel hulle vandag? Weet, 'n mens luister deesdae, is daar so baie getuienisse van mense wat van dwelms, verslawing genees is, en al hierdie goeders. Maar dan kom dit by my op, en baie van hierdie mense sê dan, dankie vir die Here daarvoor, dat hulle genees is, en dat God hulle werklik waar deurgedraai het, en dat hulle skoon is. Maar hoeveel van ons verkondig werklik waar die evangelie van Jesus Christus? Want die woord sê, gaan en gaan verkondig die evangelie. Gesê vir die mensdom, hoe lief is God vir ons. Die prys wat hy vir ons betaal is, sodat u en ek 'n wonderlike naweek kan hê, in rus en vrede kan slaap in die Here, 'n verhouding met God kan hê, en weet, my hele lewe, my hele hart, alles behoort aan die Here. Hy is my weg, my lewe, hy is my alles. Daar is net niemand soos Jesus Christus nie. Dit maak my opgewonde om te weet dat ek is op die smal weg saam met die Here, en deur sy genade kon ek hy smal weg gevind het. En die wêreld wat op die breë weg beweeg, en nie die heerlikheid van God kan aanskou nie. Weet jy, nie die mooi van 'n skoenlapper kan sien nie. 'n Mot is net 'n mot, maar 'n skoenlapper, ek meen, daai vlerkies hom so mooi. En hoe sien jy jouself vanmôre? Sien jy jouself soos 'n mot wat net kom ons vat maar kers, 'n vlam
vlieg totdat hy binne in daai vlam invlieg en doodbrand. Want dit is hoe baie van hoe baie van die wêreldse mense vandag is, hulle draai om die vlam, met dwelms, met alkohol, met wat se sonde ook al, totdat hy binne in daai vlam, daai vuur, die hel beland. En dan wil hy weet, maar hoekom? Waar is die Here dan? Maar God was altyd daar gewees, hy het heeltyd vir jou gesê, bly weg van dit, kom weg van dit, kom na my toe. Ek staan by jou deur en klop. Ek staan elke dag by jou. Ek sê elke dag vir jou, voor jy gaan slaap, staan ek by jou bed. En jy hoor die heerlikheid van die Here wat sê, maak net jou deur oop. Laat my net toe. Maar wie, soveel mense sal eerder die vyand in hulle lewens hou, en al die lelike goed vashou in hulle lewens, en God het nie 'n kans gee om in hulle lewens in te kom nie, om jou lewe te verander nie, om jou lewe te vernuwe nie. My lewe, my geestelike lewe, verskoon tog as ek myself nou hier gebruik, maar my geestelike lewe, soos ek nou deur Genesis lees, weet jy, dan raak ek so bedroef, om te dink ek het al so baie mal Genesis gelees, maar ewe skielik begin dit vir my lewe, die woord van God begin werklik waar vir my lewe, en ek sien die liefde wat Josef vir sy broers het, wat hy eintlik moes gehad het, of kon gehad het, en meer as genoeg rede gehad het, om hulle te haat. En was sy drome, wat hy vir hulle gesê het, waar hy gesien het, hulle koringare voor hom buig, en hulle vir hom so kwaad geword het, omdat hy nou hierdie, ek is, dink, wie ek is. En dan kom ons op 'n tyd, jare daarna, hoe God eintlik vir Josef daai tyd gebruik het, om verkoop te word as 'n slaaf, want hy het geweet die droogte kom, en hy gaan vir Josef gebruik. En sy broers kom daar, en hulle buig voor hom neer, soos wat die Here in die droom vir Josef gesê het. Maar Josef het nie opgestaan met 'n breë bors en gesê, sien julle nou buig julle voor my neer vir koring nie. Nee, dis sy liefde vir sy broers, dis sy liefde, en hoeveel te meer van die Here, wat op die kruis vasgenaal was vir ons, wat sy hele lewe, sy hele goddelike lewe gelos het in die hemel, en gekom woon het op hierdie aarde, vir u en vir my, sodat ons die volheid van sy liefde in ons lewens kan hê, sodat ons na die Vader toe kan gaan en sê, in die naam van Jesus, want die Here sê, alles wat jy die Vader in my naam vra, sal hy vir julle doen. Maar baie van ons vra net, maar ons het nie 'n verhouding met die Here nie. Nou wonder ons, van hoekom kry ons nie? Wanneer laas het jy regtig waar daai bedroefdheid in die hart gehad? Die Here, ek het jy so lief, ek het jy so bitter lief. En dit aan die Here geopenbaar, die liefde wat van God in jou is. Maar so baie van ons vra net altyd, maar ons ontvang nie, want daar is nie 'n verhouding nie, daar is nie 'n liefde van God in ons lewens nie. Maar ons verwag dat die Here vir ons sal voorsien. Ons verwag dat die Here net alles moet doen. Maar jy het toch nooit eens gegaan en gesê, Here, ek wil U dien nie. Ek sit Sondag in die kerk, maar my hart is ver van God af. Ek sing 'n koortjie uit my lip uit, maar my hart is nie by die Here nie. My broers en susters, ons moet 'n omkeer in ons lewe maak. Daar moet 'n verskil in ons lewens wees. As ons die woord van die Here lees, moet ek sê gisterand vir Karen, weet jy, die trane loop uit my oë uit. Toe ek die stuk van Josef lees, en ek het dit al hoeveel maal gelees, en dit was altyd net 'n storie. En ewe skielik besef ek, die waarheid agter dit, die krag. Dis asof Josef net die voorbeeld was van Christus wat kom. Toe die tweede maal kom, lewe my Vader nog. My broers en susters,
God lewe tot in alle ewigheid. Kom ons raak soos Josef en ons vergewe hulle wat ons seer gemaak het in die lewe, spreek hulle vry, kom uit daai binding uit, kom uit daai omstandighede uit, kom uit daai nood uit, kom net by die Here uit in 'n werklikheid, met liefde in jou hart. Moenie net, omdat God is, net dink, God sal jou antwoord nie. God sal jou antwoord as jy hom werklik waar lief het, as jy 'n verhouding met hom het en jy weet, dat jy weet, Here, ek roep die naam vandag aan, en hier is nie 'n balkon hier bo my nie, hier is nie 'n konkrete pilaar hier bo my nie, ek staan in die allerheiligste van God die Vader, en ek wil hom vra, Here, in die naam van Jesus Christus, want Jesus staan daar, en hy het vir ons intree vir ons in, want hy het die volmaakte prys betaal, en hy sê, herinner my aan my beloftes. En as die siektes en die ellende goed kom, dan kan ons God vra in die naam van Jesus, en want die woord sê, herinner my, en sê, Here, die woord sê, dat ek sal nie swaar trek nie. En as ek siek is, Here, kan ek na U toe kom, want Jesus, deur sy wonde, is daar vir een van my genesing. En ja, baie maal, dan verlos die pyn nie. Die pyn is altyd daar. Ek sê vir Karen, dis soos 'n reminder om vir jou net te herinner waar jy vandaan kom, wat God moes gedoen het om jou tot stilstand, vir my moes gedoen het, om my tot stilstand te gebring het. Om te sê, Ben, jy het te ver gehardloop, jy is nou tyd vir jou om te stop. Want jy het die Here gedien, ja, en daar was 'n tyd in my lewe wat ek ook my rug op die Here gedraai het. En God, ek dank hom vandag, laat hy my deur 'n besering gestop het en gesê, nou hou jy op om te hardloop, want ek is lief vir jou, ek het die prys vir jou betaal, ek het jou geseën met al my seëninge, maar ek het my rug op die Here gedraai, en die wêreld ingevaar, en vandag, as ek die pyn voel, dan weet ek in my hart, dankie Here, dat is 'n reminder, dat ek by God is, en dat die Here my moes tot stilstand gebring het, dat ek die stem van God weer kon gehoor het, en die heerlikheid van God weer my hart kon kry, en om te weet, hoe lief is God vir my, toe ek daar in die gutters gelê het, was hy lief vir my, toe die mense my nie wou geken het nie, het God my geken, toe niemand my hand wou gevat het nie, het God my hand gevat, God het my die modder uit opgetel. God het mense gebruik om vir my te vertel van die liefde van die Here. Soos wat Josef die koring vir sy broers gegee het. So kom die Here vandag en hy stuur iemand op u pad langs om u sake vol liefde van God te maak. Om vir u te sê, dis hoe lief ek jou het. Jy het nie 'n groot genoeg sak. Jy het 'n min esels om al die liefde van die Here in te lei. Kom ons kom by die Here uit en sê, Here, hier is ek. My liggaam is te klein vir al die liefde, Here. Maar sit dit in, wat ek gaan inkry hier binne in my en haal alles uit wat nie van u is nie. Laat ek dit meer van u kan kry. En kom ons raak dan soos Josef wat wag vir sy vader Jakob om terug te kom. Ek dink God sit en hy wag net met 'n verlangende hart dat u en ek net omdraai en sê, ekskuus Here. Vergewe ons dat ons nie die stem gehoor het nie. Vergewe ons dat ons in die wêreld was. Vergewe ons dat ons die mense kon vrygespreek het nie, en bindings op hulle lewens gehad het, en vervloekings op hulle lewens gehad het. Here, ek wil hulle vryspreek in die naam van Jesus Christus. En ek wil my lewe met God regmaak. En my broers en susters, in die huis van gebed, dis waaroor dit gaan.
Dis die liefde van God in my lewe, in ons lewe. En in die huis dink ek het ek 2 woorde wat sê, ek en my gesin, ons sal die Here aanbid. Want wie anders gaan ek aanbid? Wie anderster is lief vir my, soos wat die Here vir my lief is? Wie anderster laat my in rus en vrede slaap, dat ek opstaan vanmôre en sê, dankie Here vir die nuwe dag. 'n Nuwe dag, nog 'n dag, nog een dag wat die Here vir my gegee het. Gaan ek die dag deurmaak? Ek weet nie. Maar ek dank God vanmôre dat ek kan sê, dankie Here, dat U my opgewek het. Dat ek 'n dag het om vir my broers en susters te kan sê, daar's 'n channel, huis van gebed. Daar's mense wat bid vir hierdie land, vir verlore siele, mense wat die Here gedien het, en langs die pad net verlore geraak het. En ons bid vir elke een van die broers en susters. Stuur hierdie video uit na die familie toe, die vriende toe. Dat hulle kan besef hoe lief het God hulle ook. Want nie een nie. Daar is nie een mens op hierdie aarde vir wie God nie lief is nie. Hy is nie lief vir hulle sondes nie, maar God is lief vir u en vir my. Hy het die prys betaal. Laat u en ek eendag saam met hom in die hemel kan wees. En laat die engele vir elke siel wat gered word, juig in die hemel. Halleluja. Hemelse Vader, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie oggenduur, Here. Dankie dat ons weer vanmôre kan sê, dankie my God. Aan U behoort al die lof en die eer. Dankie dat U ons behoed en bewaar en beskerm het. Dankie Here, dat U ons liefde ons toemaak. Dat ons onder U vleuels gaan skuil, my God. En laat niks by ons sal uitkom nie. Dankie Here, laat die Heilige Gees onderpand ons bedek van kop tot tone. Laat die Gees van God in ons woon. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan erken weer, daar is niemand soos U nie. Here, U liefde oorskry alles. Here, ek dink aan daai skoenlapper, daai pragtige mooi skoenlapper. Hoeveel te meer het U vir ons gegee, Here. Laat U Heilige Gees, laat ons liggame tempels van U is, Here. Laat U ons op volmaak geskaap het in ons binneste. Laat ons kan tempels wees van God. Halleluja, Here, ek bid vir elke broer en suster, as daar siekte of behoefte is, dat hulle sal aanraak, dat hulle sal genees en sal verlos, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. My broers en susters, op my YouTube channel is my telefoonnommer. Ons is beskikbaar vir bedieninge. Ja, my gebed gaan uit om net eendag, ek wag dat die Here vir my sê waartoe om te gaan, dat ons daar bediening van God kan begin, om net die woord, die ware evangelie van Jesus te kan uitdra. My broers en susters, die Here seën vir u. Shalom. Mag jy 'n wonderlike naweek hê en 'n wonderlike Sondag in Jesus naam. Amen.